Goeiemôre, ons is in die groot lydingsweek. In Matteus 26, daarvan vers 36, lees ons hoe Jesus saam met Johannes, Jakobus en Petrus eenkant toe gaan om te bid. En dan bid Jesus intens, want daar's 'n foltering, 'n lyding, doodsangs, vrees, bekommernis vir wat voor lê. En hy sê, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker verby my gaan. Nou daar's 'n paar dinge wat ons leer uit hierdie gebed van Jesus daar in die tuin van Getsemane. En die eerste is dat ons soms dinge moet aanvaar wat ons nie kan verklaar nie, wat ons nie verstaan nie. Dinge gebeur, onregverdige lyding, siekte, teleurstelling, en dan lê mense op hulle siekbed en vra, hoekom, Here, waarom, Here? Ook Jesus vra, Here, laat hierdie beker verby my gaan. En God het gesê, nee, Jesus het die lydingsbeker gedrink. So vriende, soms is daar dinge wat ons moet aanvaar, wat ons eenvoudig net nie kan verklaar, wat ons net nie kan verstaan nie. 'n tweede ding wat ons sien is dat Jesus alleen is. Dat wanneer hy terugkom by sy 3 disippels, dan sal hulle vas aan die slaap. Soms is dit net ek en myself alleen wat sekere besluite, sekere antwoorde moet gee, sekere optrede, sekere keuses moet maak, alleen by myself, maar dan kan ek weet dat die Heilige Gees, God se spesiale helper, is by my. Maar soms is die battles van die lewe 'n eensame alleen battle. 'n derde ding is dat Jesus absolute vertroue in God die Vader gehad het. Hy sê, Vader, as dit U wil is, Jesus onderwerp hom aan die autoriteit en die gesag van sy Vader. Hy vertrou vir God die Vader. 'n laaste dingetjie, wanneer Jesus klaar gebid het, kom hy by die disippels en hy sê, hulle staan op, laat ons gaan. Na gebed moet ons opstaan en die lewe en die uitdagings in die oë kyk en voortgaan. Mag jy in hierdie lydenstyd ook diep bewus word van Jesus se lyding wat hy verduur het, sodat jy die ewige vreugde kan hê. 'n Geseënde lydingsweek vir julle. Amen.